So baie van wat ek en jy doen in ouerskap het met die hier en die nou te doen. Borsel nou jou tande, vat nou jou tassie, onthou nou jou spesiale klere vir sokker vanmiddag. Maar so nou en dan moet ons terugsit en net 'n bietjie verder vooruit kyk en sê, ons kind is nie eintlik geroep om sy tassie te onthou nie. Daar's 'n groter roeping op ons kinders se lewens. En baie keer is daai roeping iets wat hulle nou reeds voorsmaakies van beleef aan hulle binnekant en hulle weet nie hoekom nie. Ek kyk baie keer na kinders op 'n speelgrond, dan kyk ek hoe tree hulle op. Byvoorbeeld op 'n klimraam, want jy daai ouetjie wat onmiddellik klim tot heel bo, dan wys hy vir almal Tarzan styl hoe sterk hy is. Dan het jy 'n ander enetjie wat aan die kant staan en almal waarsku hoe gevaarlik dit is. Dan het jy ene wat nog verder weg staan en eintlik net wag dat as iemand nou seer kry, gaan ek nader kom, dan gaan ek die vertrooster of versorger wees. So vir jou en my om ons kind te kan help om hulle roeping vroeg te ontdek, is ons eerste taak om hulle fyn dop te hou. Want hulle roeping gaan nie iets vreemds wees wat totaal en al uit hulle verwysingsraamwerk is nie. Hulle roeping gaan iets wees waarvoor die Here van die begin af 'n ontwerp in hulle gesit het. Hou 'n bietjie daai ouetjie dop wat in die kar sit en nou kyk hy na hierdie vierkantige agterkant van jou stoel en hy sê, "Mamma, is dit 'n driehoek of 'n vierkant?" En dan sê hy dis 'n vierkant en dan nog 'n rukkie dan sê hy, "Mamma, ek het nou iets uitgefigure, as iets vier kante het, dan het hy vier hoeke ook." Nou, hierdie ouetjie gaan nie 'n sielkundige word nie. Hy gaan in 'n of ander wetenskaplike rigting gaan, nou weet ek al klaar iets. So, behalwe vir die waarneming is ons tweede stap om amper 'n spieël op te hou vir ons kind. Vir so 'n ouetjie sê mens dadelik, "Jo, maar jy kyk fyn. Jo, maar jy dink baie oor wiskunde. Vorms is vir jou interessant. Weet jy wie dink so? 'n Wetenskaplike dink so." Ek sê nie jy gaan 'n wetenskaplike word nie, want ons sit nie noodwendig ons kind nou al in 'n boks nie, maar ek begin net 'n paar opmerkings maak. Of ek sê vir my kind wat nie bo op die klimraam wil klim nie, weet jy wat? Dis dalk nie nodig dat jy ooit jou lewe hoef te waag nie. Mamma dink jou werk eendag in hierdie wêreld gaan wees om daar te wees waar mense veilig gemaak moet word. Jy sien gevare, so ek dink jy gaan eendag mense oppas. Ek dink jy gaan eendag mense help. En uit al hierdie klein stukkies terugvoering en uit dit wat hulle self beleef, hulle hartjies trek en hulle verstand prikkel, begin 'n kind mettertyd 'n idee vorm van, "Joh, ek is in hierdie wêreld vir iets baie spesiaal. Ek hoef nie soos jy en jy te wees nie. Ek hoor nie heeltyd boodskappe van, hoekom doen jy nie dit nie, of hoekom probeer jy nie daai nie, of hoekom is jy nie meer soos hierdie maatjie nie. Ek hoor boodskappe wat my bemagtig en vir my sê, daar's iets baie uniek in hoe ek my wêreld sien en hoe ek in my wêreld optree, teenoor die natuur, teenoor mense, of teenoor die wetenskap en teenoor inligting." Een van die grootste vreugdes in 'n ouer se lewe is as jy uiteindelik kan sien, my kind weet nou wie hy is en waarheen hy op pad is. En wees maar geduldig, dit vat met party van hulle geweldig lank. Onthou net, jy hoef nie daai besluit vir hulle te neem nie. Jy kan net daai vriendelike spieël ophou en seker maak jou kind weet wie en wat hy is uniek genoeg en dat die wêreld hom nodig het.